Kom ons word saam stil voor Here. Here, dankie dat ons vanoggend deur dit wat ons al gehoor het vanuit die Gideons, Here, maar ook deur ons liedere wat ons saam gesing het, net kan bewus word van U grootheid, Here. Here, en ons het 'n verlange na U teenwoordigheid hier by ons. Here, ons wil getuig, ons leef deur U, vir U en tot U. Ons leef in afhanklikheid van U, Here. Ons het U nodig. En dankie dat ons kan weet U is saam met ons hier vanoggend. Dankie dat ons mag toegang hê tot U woord, met verwagting kan uitsien om saam daarna te luister. Here, gee dat U woord ook in ons lewe 'n vaste plek sal hê. Here, dat dit in ons harte sal groei en dat ons in ons verhouding met U sal groei. Here, omdat U vir ons eerste lief was, mag ons hierdie liefde omhels, verwelkom, maar ook daarin groei deur die uitleef daarvan aan mekaar. Here, dankie dat ons vanoggend as gelowiges saam kan wees. Mekaar kan ondersteun, saam met mekaar mag vreugde vind in U. Al gaan dit baie keer moeilik, Here, en is daar uitdagings. Seën ons saam wees en mag dit wees tot U eer. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit Johannes hoofstuk 10, vers 22 tot 30. As ons gaan kyk in die begin van hoofstuk 10, dan is die opskrif die goeie herder. Maar die gedeelte wat ons vanoggend saam lees, is die eerste gedeelte met die opskrif, die Jode is nie van sy skape nie. Maar kom ons luister na hierdie paar verse, en dan gaan ons vanoggend daarby stil staan, en daar nadink. Dit was daardie tyd, die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus het in die tempel, in die belaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom, en vir hom gesê, hoe lang gaan U ons nog in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ons lees tot sover. Ons jong maat, julle is welkom om vorentoe te kom, dan gaan ons saam mekaar gesels. Dis een manier om dit te doen. 'n Vriendelike herinnering, as jy nie voor is, gaan jy sweetie kry nie, nee? Anders moet jy na die tyd by my draai kom maak. Goed, gaan dit goed met julle? Het jy altyd spandeer saam met ma vanoggend? Wie van julle het saam met ouma altyd spandeer? Sy is 'n paar, dis mooi. Goed, julle, kom ons praat saam. In die gedeelte wat ons saam gelees het, staan daar die Here ken sy skape. Nee, en hulle ken sy stem en hulle volg hom. Jesus weet wie jy is, jou naam, jou hart, jou drome en jou vrese. Hy ken ons hele menswees. Hy weet wanneer jy bly is of hartseer is. Jy is nie sommer net iemand nie, jy is spesiaal vir hom. Ons kan daar, jy is nie sommer net iemand die ook vervang van, jy is nie net 'n nommer nie. Nee, het jy al gehoor, die volwassenes praat van iemand is net 'n nommer.
Ons is nie vir die Here net 'n nommer nie. Ons is spesiaal. Hy ken ons deur en deur. Nee, die Bybel sê vir ons, hy ken elke haar op ons kop. Hy weet alles van ons af. Goed, so ons kan dit weet vanoggend. Hy gee vir ons die ewige lewe. Die ewige lewe gaan ons nie sommer hier buite na 'n boom toe en ons gaan pluk die eerste beste blaar en dit is vir ons die ewige lewe nie. Die Here gee vir ons die ewige lewe. As jy aan Jesus behoort, hou dit nooit op nie. Hy los jou nie en hy neem jou saam met hom vir altyd. En die gedeelte saam gelees het word gesê, niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Nee. Nou as jy dink, ons kan aan enigiemand dink vanoggend wat jou hand vashou en jy word geruk en dit is nie so maklik om uit te ruk nie. Jesus is baie sterker as enige ander persoon. So as hy sê hy het ons en niemand gaan ons uit sy hand uitruk nie, dan kan ons weet dit sal nie gebeur nie. Nee, ons hoef nie te wonder of kop te krap daaroor nie. Dit is so. Die Here bewaar, versorg en voorsien uit die Vader se hand. God se hand hou jou vas, al voel jy bang. Alleen of in die moeilikheid. Hy los jou nooit nie. Nou ek wil 'n bietjie stil staan gou met julle by daai bewaar, versorg en voorsien. As die Here dit doen, deur wie doen hy dit vandag? Deur wie beleef ons, hy bewaar ons, hy versorg ons en hy voorsien vir ons? Help my gou 'n bietjie. Wie doen dit vir ons hier op aarde? Wie gee Jesus vir ons om dit vir ons 'n waarheid te maak? Wat vier ons vandag? Moet julle, nee, 'n bietjie harder, wat vier ons vandag? Ok, nou weet ek julle is wakker. Goed, hy gee vir ons 'n ma en 'n pa, nee. Julle sal partykeer hoor ma en pa sê, julle is aan ons toevertrou, julle is 'n geskenk van die Here. Nou wie bewaar ons? Ma en pa. Nee, wie beskerm ons? Ma en pa. Wie versorg ons? Ma en pa. Nee. So ons waardeer veral vandag vir ma. Nee. Pa se tyd kom. Junie maand ons oor pa praat. Hulle gaan vandag mekaar waardeer, maar ons fokus vandag op ma. OK. Nou, ek het net gesê heel in hoofstuk 10 staan daar die goeie herder. Wat doen 'n herder? Hy kyk na sy skape, nee, na die diere wat hy oppas. Hy bewaar, hy versorg en hy voorsien. Stem julle saam? Ja. So vandag het mamma 'n koekie gekry. Nou praat ek gou met die mammas. Mamma het vanoggend 'n koekie gekry met 'n skaapie op. Daai skaapie koekie is 'n herinnering dat die Here jou as mamma vashou. Hy is vir jou 'n herder. Soos wat jy jou gesin met mekaar hou en mooi versorg en na kyk en bewaar, so hou die Here jou vandag vas. En mag jy dit beleef deur julle gesinne wat saam met julle tyd spandeer vandag. Party van julle se kinders is nie noodwendig vandag hier nie, maar mag julle ook beleef dat hulle julle waardeer al is daar afstand tussen julle vandag. En julle moet vir ma baie bederf vandag, né? Wat hier voor sit. En dan is daar ook 'n blaadjie wat julle gekry het by die deure toe God 'n moeder geskep het. En ek nooi jou uit, gaan lees dit rustig op jou tyd by die huis deur. Dalk, nou gee ek vir die ma's werk op Moedersdag. Lees dit dalk so vir die hele gesin, want daai woorde is mooi om van kennis te dra en opnuut net weer waardering te hê vir 'n ma. En voordat ons kindertyd gaan afsluit, dit is so dat ons in die erediens ook mense het wat 'n moederlike rol vertolk en nie noodwendig 'n ma of 'n ouma kan wees nie. En vir julle wil ons ook dankie sê, want die samelewing het julle nodig. So vir elkeen van julle 'n baie besonderse dag vir julle. Goed, en as ek hoop almal kon iets by die deur gekry het. As julle nie het nie, maak seker julle het, ek glo daar sal genoeg wees en hou dit byderhand en onthou hierdie boodskap. Die Here hou jou ook vas as moeder. Julle kan vir julle, nee wag voordat julle kom. Hoe kan ek dit onthou? As ek in Jesus glo, groei my hart. Nou dit klink snaaks, nee, dat my hart groei. Ons hart groei nie fisies nie. Maar wanneer ek Jesus ken, dan word ek voller vir hom. Ek groei in my geloof, in my verhouding met hom. En ek word iemand wat liefde en vrede gee. Nee, ek laat dit toe, dat mense Jesus kan beleef deur die manier hoe ek leef. Nee, dat mense kan sien, ek kan sien, jy is 'n kind van die Here. Okay, die Here help ons daarmee. Julle kan vir jou lekkertjie kom kry, en dan kan julle weer na ma en pa toe gaan.
Geliefdes, wanneer ons nadink oor die lewe, dan het elkeen van ons dalk al iewers in ons lewe op die plek gekom, of dit gaan dalk nog kom wat ons die vraag vra, wie kan ek werklik vertrou? En die hartseer is dat ons dit baie keer nie by die Here gaan antwoord nie, maar dat ons staat maak op mense en dinge wat ons elke kort teleurstel. Maar ons teksgedeelte kom vanoggend en kom gee vir ons 'n diep en 'n troostvolle antwoord. Ons kan ons self volkome toevertrou aan die Here. Die Here Jesus Christus wat elkeen van ons in die fynste detail ken, wat weet wat ons nodig het, wat weet wat is dit waarmee ons worstel. Hy ken ons, hy sorg vir ons, hy bewaar ons, en hy hou ons veilig in sy hand vas. Daarom is ons tema vanoggend, en jy sien dit daar langs die prentjie, toevertrou aan die Here. En dan gaan ons so by 3 gedeeltes stil staan. Die eerste ene, die Here ken sy skape. En ons teksgedeelte staan daar, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Jesus begin hierdie gedeelte deur te sê, sy skape ken hom. En geliefdes, jy kan nie iemand ken, as jy nie van hom weet nie, as jy 'n verhouding met hom het nie, of as jy hom al iewers ontmoet het nie. Daar moet iewers 'n beginpunt wees. Maar Jesus sê, sy skape ken hom. Hierdie is nie net 'n oppervlakkige en 'n verbygaan, ons neem kennis van mekaar nie. Dis ek spandeer tyd. Ek beweeg saam, ek groei saam. Hy ken ons harte, hy ken ons gedagtes, hy ken ons vrese, maar hy ken ook ons begeertes vanoggend. Daar is niks wat hom ontbreek nie, waarvan hy nie kennis dra nie. Hy ken alles. Om aan hom toevertrou te wees, begin by die wete dat jy geken en aanvaar is vir wie en wat jy is. Ons hoef nie te verander wie ons is nie. Die Here het ons uniek en spesiaal gemaak in ons eie menswees. Hy ontmoet ons daarin. Jy is geken en jy word aanvaar. Die wêreld of ons 'n klomp ander stories kon vertel, maar as jy by die Here kom, sê hy, jy is my kind. Jy ken my stem. Dit getuig van 'n intieme verhouding. 'n Verhouding wat ons elke dag wil bevorder, wil versterk, wil uitbrei. Ons is nie maar net deel van 'n groepie mense nie. En dit is baie keer wat ook in die wêreld gebeur, ons word deel van 'n groepie, en in die groepie raak ek weg. Ek is net 'n nommer, soos ek in kindertyd gesê het. Maar by die Here is dit nie so nie. Die Here het ons elkeen persoonlik lief. Is by elkeen van ons persoonlik betrokke. En dit kan ons maar weet. Die Here ken sy skape, want dis hy wat ons nader roep, wat ons nader trek, wat vir ons 'n herder is, en wat saam met ons die pad stap. God ken ons nie net oppervlakkig nie, hy ken ons intiem, persoonlik, volkome. In 'n wêreld waar ons dikwels voel, ons moet presteer om iets te wees, jammer, daar is 'n spelfout, om raak gesien te word, sê Jesus, ek ken jou. Nie net jou naam nie, maar jou worsteling, jou vrese, verlange, jou geloofspad. Ja, geliefdes, hy ken ons geloofspad. Daai twyfel oomblikke, daai rebellie oomblikke, daai oomblikke wat ek kwaad is vir die Here, hy weet ook daarvan. Jy is nie net 'n nommer nie, jy is syne. Mag ons dit onthou. Die tweede punt, hy gee vir ons die ewige lewe. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Geliefdes, hier is een van die grootste waarhede in die evangelie en die grootste troos. 'n Ewige veiligheid in Christus. En ons veiligheid word amper dag in en dag uit bedreig. Maar wanneer ons lewe in die hande van die Here is, kan ons maar weet, daar is by hom 'n ewige veiligheid. Die wêreld en die mense in die wêreld beloof ons baie dinge, maar daar word baie min gegee daarvan wat beloof word. Ons word maar teleurgestel, keer op keer. Jesus gee die ewige lewe. Dis 'n geskenk. Dis iets wat ek kan verdien of waarvoor ek kan werk nie.
dit word my gegee. En dit word nie as lokaas na my toe uitgegooi, en wanneer ek nader kom, word dit weggevat van my af. Die Here gee dit vir ons, en ons kan dit neem. Dit is net deur genade alleen moontlik. Geliefdes, maar die ewige lewe begin nou al reeds, nie net eers wanneer ons saam in die Here se heerlikheid in die hemelse woning gaan wees nie. Dit begin nou al reeds. Wanneer ek en jy 'n verhouding met die Here het, dan is ons al reeds deel van 'n ewige lewe saam met hom. Ja, hierna lyk dit anders, sonder die wêreld se seer, se pyn, se uitdagings. En ons sien uit daarna, na daai rus wat ons in die Here gaan vind. Daai vrede wat ons gaan hê. Maar ons is al reeds daarby ingesluit. Maar dan word al gesê, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie. Nie mense nie, die sondes nie, selfs nie die dood kan ons uit die Here se hand ruk nie. Ons is veilig in sy hand. Niks kan ons van hom skei nie. Maar vanoggend wil ek jou bietjie los by hierdie gedeelte met 'n vraag. Waarin lê jou sekuriteit? In die wêreld of in Jesus? Want ons gaan soek baie keer sekuriteit. Maar waarin lê ons sekuriteit? As ons ons lewe aan hom toevertrou, dan rus ons in sy sekuriteit en in sy beloftes. Waarin lê jou sekuriteit? Jesus gee iets wat niemand anders kan gee nie. Hy gee vir ons ewige sekuriteit. 'n Ewige veiligheid. Dis nie iets wat ons verdien nie, maar 'n gawe wat hy gee. En daai gawe is die geskenk waarna ek verwys het. Dit is 'n lewe wat nou reeds begin in verhouding met hom en ewig aan. En dan die derde punt, geliefdes, waar ek by wil stil staan vanoggend. Die Here bewaar, versorg en voorsien uit die Vader se hand. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Daar's 'n eenheid wat vir my en vir jou versorg in dit wat ons nodig het. In alle aspek van die lewe. Jesus saam met die Vader. Jesus kom maak dit duidelik, dit is nie net hy wat ons bewaar nie, maar ook God, ons Vader, die Almagtige. Almagtig. Word ons nog bewus van God se krag in ons lewe? Jesus en die Vader is een. Hierdie manier hoe hy dit hier stel, is ook 'n verklaring van sy goddelikheid, waarmee hy optree en waarmee hy geleef het hier op aarde. God se hand is kragtiger as enige bedreiging wat oor ons pad kan kom. Ons moet vashou aan daardie krag. Maar hierdie vers kom bring ook vir ons rus in tye van vervolging, in onsekerheid, maar dan ook in geestelike aanvalle. En geliefdes, ek en jy is nie gevry van aanvalle en van moeilike tye nie. Soos ons nader groei aan die Here, wil ek u amper waarborg, geestelike aanvalle sal toeneem. Want die Satan hou nie daarvan dat ons 'n gesonde verhouding met die Here moet hê nie. Wanneer jy swak voel, wanneer jy 'n laagtepunt beleef in jou lewe, onthou die volgende, jy is nie in jou eie hande nie. Jy is in God se hand. En daar is geen veiliger plek om te wees nie. En dit moet ons dalk mekaar bietjie aan herinner. Wanneer dit vir ons voel, ons is nie op 'n goeie plek nie. Om te sê, ek is nie in my eie hande, my eie vermoë nie. Ek is in God se hand. Om aan die Here toevertrou te wees, is nie net 'n teologiese waarheid waarvan ons kennis neem en dit gaan by ons verby nie. Dit is 'n lewenshouding, maar dit is ook 'n oortuiging wat ons in hom het. Om te sê, dit is waar. Dis iets waarop ek kan staan. Ons lê ons vrese, ons toekoms, ons geliefdes en onsself neer in sy hande. Want ons weet hy is in beheer en hy sal help.
Hy sal altyd daar wees om ons te lei en ons te dra, deur ons hele lewe en ons bestaan. Daar waar ek en jy nie kan uitkom, jy kan ons die Here vertrou om by uit te kom. Want hy weet wat ons hart en ons gedagtes is, en hy sal daaraan gehoor gee. Wat is troos? Ons veiligheid lê nie in onsself nie, maar in God se hand. Selfs al voel ons swak, hy is sterk. In sy hand is jy nie verlore, vergete of verlate nie. Mag jou hart rus vind in die wete, jy is geken. Jy is bemin en jy word bewaar elke dag. Vertrou jou hele lewe aan Jesus toe. Soos ons tema sê, toe vertrou aan die Here. Vertrou jou lewe aan hom toe. Die goeie herder. Want hy sal vir jou sorg. Hy sal jou beskerm en jou bewaar, waar jy ook mag gaan. Selfs die onbekende waarvan ons nog nie eers kennis dra nie, daar sal God by ons wees. Hy sal jou nie alleen los of in die steek laat nie. Geliefdes, kom ons vertrou ons lewe toe aan die groot, goeie herder. Die een wat kragtiger is as enige iemand of iets anders. En ons weet, hy is by ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord vanoggend, dat ons kan weet dat daar waar ons baie keer vertroue soek, 'n plek soek waar ons kan weet, hier kan ons onsself wees, Here, hier kan ons maar broos wees, hier kan ons maar net mens wees, dat u vir ons daardie plek kan wees. Here, gee vir ons die vermoë, stel ons in staat om ons lewe werklik aan u toe te vertrou. Here, want u is getrou om ons vas te hou in die hand. Mag ons die krag beleef, mekaar daaraan herinner, wanneer dit dalk by ons verbygaan, dat u ons nooit alleen sal los nie. Here, mag gee dat ons dit ook vir iemand anders sal gaan wees, omdat u dit ook op ons hart druk, om gehoorsaam te wees, om hande en voete van u te gaan wees, om u liefde sigbaar te gaan uitleef, daar waar ons beweeg en is elke dag. Here, dankie dat ons kan weet, u los ons nie alleen nie. U ken ons deur en deur. Here, en baie keer ontbreek die woorde, ons soek na woorde en ons kom nie daarby uit nie, maar dankie dat ons kan weet, u ken dit al reeds, en ons kan maar net wees. En Here, dan is my gebed in daardie oomblikke, mag ons stil word by u, en weet, u is by ons. Here, daarom kom ons vanoggend, ons kom bring ook ons gemeentelede, ander waarvan ons nie weet nie, ons gemeenskap, Here, die wêreld voor u, wat in nood oorval is, en ons vra, wees vir hulle hierdie Vader waarvan ons vanoggend gehoor het, 'n Vader wat versorg, wat beskerm, wat voorsien, wat ons vashou in die hand, Here, wat ons rig en lei in ons lewe, en mag ons vertrou in u stel en weet, u sal ook voorsien, en gehoor gee op die regte tyd, die regte plek. Here, maak ons geduldig, om daarop te wag. Here, en wanneer u optree, mag ons aan u die lof en die eer gee, Here, mag ons die naam prys en groot maak, want dit is u, wat u liefde vir ons gee, al verdien ons dit nie. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons vanoggend ons maas aan u kan kom opdra. Elkeen wat 'n rol in ons lewe speel. Here, hulle wat ons elke dag nader trek, vertroos, beskerm, versorg. Ons kan dit so maklik as vanselfsprekend aanvaar. Maar Here, dankie dat u vir ons maas, moeders gegee het, om die lewe vir ons makliker te maak, en beter te maak. En ons bid vanoggend, u seën op hulle af. Here, maak hulle hande sterk. Geef hulle elke dag nuwe krag. Maar Here, gee dat ons hulle ook elke dag sal waardeer,
en sal wys in ons optrede en in die woorde wat ons ook met hulle praat en kommunikeer. Here, seën dan ook vandag, daar waar gesinne saam mekaar tyd gaan spandeer, mag dit tot die eer en die verheerliking van U naam wees. Ons bid ook in die week wat kom, Here, mag ons werklik onsself aan U toevertrou en U vertrou vir U beskerming en bewaring daar waar ons mag gaan. In U naam bid ons dit. Amen.